Naast Timothée Chalamet se Golden Globe vir beste akteur vir Marty Supreme, wat ek volgende week resenseer, praat almal oor Kiss of the Spider-Woman. Dis die tweede rolprentweergawe van 'n gevangene wat afgepers word om inligting uit 'n Argentynse rebel in die tronk te kry. Die storie is uiteraard donker en onthutsend wanneer twee gevangenes se vyandskap in vriendskap en meer verander in Kiss of the Spider-Woman. Daarmee 'n waarskuwing. Dit sal nie in almal se smaak val nie. Jou kop moet oop wees, ook omdat dit 'n musiekblyspel is. Maar Jennifer Lopez wys hoekom haar bene vir miljoene verseker is wanneer sy heerlik hoog skop. Dis 'n kunsfliek wat jou mag ontstel en skok, maar 'n knap film oor die afbreek van veral stereotypes. Kiss of the Spider-Woman in teaters. Niemand het dit verwag nie, dat die eenvoudige storie van koning Dawid in 'n animasiefliek verander is, wat 'n reuse treffer by die loket is en boonop deur Suid-Afrikaners gemaak is. David, oor koning Dawid van die Bybel, is die coolste animasiefliek van die oomblik. Nou wat tref is die briljante animasie waar die tekeninge so goed is as ook die produksieontwerp, dus waar die storie afspeel en hoe dit visueel uitgebeeld word, dat 'n mens trots Suid-Afrikaans voel. Boonop word die tema rustig en sonder 'n bombastiese, oordramatiese aanslag vertel, sonder liedjies wat tekenprente altyd vergesel. David beeld Dawid as 'n jong man en later 'n leier uit wat nederig, sterk en soms voortvarend was. Die toneel met Goliat en die slingervel is 'n hoogtepunt. Die pragtige David nou in teaters. Jy kan hierdie resensies op Ontbytsake se webtuiste lees. Nou, soos julle vandag gesien het, die TV-komedie Die Kantoor begin binnekort en ek praat vroeg Februarie daaroor. Volgende week die berugte The Housemaid, wat mense geskok laat uitroep, en Marty Supreme. Geniet die flieks.